Maar Vader, dankie dat ons vanoggend hier so kan saamkom met die wete dat U is hier in ons midde. Vader, dankie vir U bewaring oor ons elkeen op ons verskillende weë. En dat ons weet dat U wil vir ons is die beste en is om altyd met ons te wees. Dankie vir die seën wat ons elke dag kan ervaar, dat ons vrygekoop is van die vloek van die wet en van die sonde. Vader, dankie dat ons geregverdig is in U seun. Dankie dat ons die geregtigheid van Elohim is in Messia Yeshua. Dankie dat ons tot alles in staat is deur U, Messia, wat vir ons die krag gee. Dankie dat ons meer as oorwinnaars is. Ek bid dat hierdie woord van vandag ons 'n bietjie sal laat dink en ons uitkyk op die lewe, ons persepsie sal verander. En dat dit werklik impak sal hê in ons lewe en diegene rondom ons. Ek bid dit in die naam van ons Majesteit en ons Koning, Meester Yeshua Messia. Amen. Ek en jy moet toelaat dat die woord of die woorde van die woord iets vir ons beteken. Ons moet dit toelaat, dit moet ons ingesteldheid wees. Dit help nie ons maak soos die deurs nie Christen en ons lees die Bybel en sê ek het my stukkie gelees, ek maak hom toe en dis klaar nie. As jy 'n stuk lees, al is dit in die geslagsregisters, moet jy vir jouself vra, wat is in hierdie stuk wat vir my iets beteken, wat vir my uitstaan, wat ek van toepassing kan maak op my lewe. En as jy die woord met daai ingesteldheid lees, gaan jy verbaas wees om selfs in die geslagsregisters iets uit te haal wat vir jou sê, wow, dit is vir my kosbaar. Dit beteken vandag vir my iets. Ek en jy moet 'n filosofie hê, 'n uitkyk op die lewe, 'n iets waarop ons lewe bepaal. Ons denke rig. Ons moet, of ons almal het gedagtes wat ons op 'n sekere manier laat dink en optree. Elkeen van ons het dit. Ons is elkeen uniek. Niemand is presies dieselfde nie. Wat goed is en sleg is. Dis hoekom daar soveel striwelinge en redenasies en moord en doodslag is omdat niemand se filosofies, niemand se uitkyk op die lewe, niemand se gedagtes presies dieselfde is nie. En dis ook wat Vader wil hê, sodat ons met skouers skuur, sodat ons mekaar moet skuur en moet blink vryf. Nou voordat ons Kolossense 2 lees, in Kolossense 1, as jy die hele Kolossense 1 gaan lees, dan gaan jy sien Paulus spreek net lof uit in Kolossense 1. Hy praat van Vader se goedheid, van wat Messia gedoen het, van dit wat hy ervaar in die gemeente, en is alles net positief en goed en opbouend. En dan kom hy in Kolossense 2. En ek wil hê ons moet lees vers 1. Ons gaan so 'n paar versies in Kolossense lees. Kolossense hoofstuk 2 vers 1. Want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het, en oor die wat in Laodicea is, en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Nou, net voordat ons verder gaan, ek wil net weer sê, Paulus het nog nie self aan hulle die woord gebring nie, as ons in Kolossense 1 lees. Kolossense 2 vers 2, dat hulle hart vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van Elohim en die Vader en van Messia. Net eers tot daarso. As ons weer eens in Kolossense 1 gaan lees, dan sien ons dat Paulus weet dat hulle is gewederbaar, hulle is wedergebore kinders. Maar daar is gevaar dat nie alles wat hy vir hulle wou leer aan hulle oorgedra is nie. En dis baie keer wat in die lewe ook gebeur. Baie Christene sê, hoorie,
Ek is gewederbaar, ek het Christus aangeneem, ek is reg. Ek het die merkie agter my naam. En dan stop hulle daar. En Paulus het gesê, nee, dis nie waar het stop nie, dis die begin. Dis die begin van jou hele bestaan, wil ek amper sê. Kom ons blaai gewoon net 'n bladsytjie terug na Kolossense 1 vers 27. Aan wie Elohim wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Die oorspronklike teks praat van die verheidenste volksgenote. Dit is Messia onder julle, die hoop van die heerlikheid. Griek sê daarso, dit is Messia in ons, die hoop van die heerlikheid. Jy sien, daar's 'n groot verskil tussen Messia onder ons en Messia in ons. Messia in ons, die hoop van heerlikheid. Messia in ons. En ek wil hê ons moet net 'n bietjie stil word en dink, wat beteken die werklikheid? Wat is die kruks van die saak van Messia in ons? Messia in ons. Die seun van die enigste lewende God in ons. Hy wat selfs die dood oorwin het in ons. Hy wat tot alles in staat is in ons. Die skepper in ons. Die geneesheer in ons. Messia in ons, die hoop van die heerlikheid. Kom ons gaan weer terug na Kolossense 2 vers 2 toe. Dat hulle hart vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig. Om die verborgenheid te leer ken van Elohim en die Vader en van Messia. En ons moet daar die versekerdheid hê, maar ook die insig, die kennis daaromtrent hê, en om werklik te ken tot volle oortuiging. Jy kan vir 'n Duitse toerist, kan jy vra, weet jy wat is biltong? En hy gaan vir jou sê, nee, hy weet nie wat is biltong. Nee, dis rou vleis, nee, maar hy eet nie rou vleis nie. Roak miskien, maar nie 'n stuk rou vleis nie. Sien, maar ons wat biltong geproe het, ervaar het, gesmaak het, ken, is tot volle oortuiging wat biltong is. Jy gaan my nie vertel dat biltong is onaangenaam nie. Ja, jy kan dit sleg maak. As jy nie genoeg speserye opsit, of nie koriander, of nie sout, of nie peper nie. Maar as dit werklik goeie biltong is, dan weet ons wat dit is. As jy roomys nog nooit gesmaak het nie, kan ek vir jou met oortuiging sê, roomys is lekker. As jy nog nooit sjokolade geproe het nie, kan ek vir jou met oortuiging sê, ek weet, sjokolade is lekker. Ek het dit gesmaak, ek het dit ervaar, ek ken dit. En die vraag is, ken ons die woord so? Het ons die woord al gesmaak? Ervaar? Ken ons dit met volle oortuiging? Of ken ons dit net? In Romeine hoofstuk 4, ek wil hê ons moet sommer daarna toe blaai, lees ons oor Abraham en sy geloof. Romeine hoofstuk 4 vers 20 en 21. En hy, dit is nou Abraham, het nie deur ongeloof aan die belofte van Elohim getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan Elohim die eer gegee en was ten volle oortuig
dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Abraham was ten volle oortuig, en so moet ek en jy ook wees. Ten volle oortuig. As die woord vir ons iets sê, dan moet ons ten volle oortuig wees dat dit is die waarheid en dit sal so wees en dit staan vas. Ongetwyfeld. Daar is vlakke van diepte van verstaan waarin ons moet ingaan wanneer ons die woord lees. Ek gaan weer sê, daar is vlakke van diepte van verstaan. Nie net in die woord nie, in ons alledaagse lewe. Maar die diepste vlakke van verstaan van die woord moet ons ingaan. Kolossense 2 vers 3 tot 4. In wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is, dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Net eers tot daar. Maar ongelukkig is daar in vandag se lewe is daar baie mense wat daarop uit is om fout te vind. Daar's baie Christene, gelowiges wat sê, ja, hulle het die onderskeiding van geeste. En dan sal jy baie keer sien dat hulle is in hierdie gemeente en dan is hulle in daai gemeente en dan is hulle daai gemeente, want hulle het eintlik 'n gees van fout vind. Ek is nou tevrede hierso totdat ek iets uitvind of iets my nie pas nie. En ek fout vind hiermee, dan gaan ek na die volgende gemeente toe. En dan is ek vir 'n rukkie daar en dan vind ek fout daar ook. Dan nee, ek het die onderskeiding van geeste, ek gaan na die volgende gemeente toe. Hulle spandeer al hulle tyd en energie daaraan om ander verkeerd te bewys. Om elke woord en elke sinsnede te ondersoek of jy nie dalk ietsie verkeerds gesê of gedoen het nie, sodat jy gediskrediteer kan word. En ons sien dit baie op sosiale media. Die beste predikers, dan is daar ewe skielik 'n video wat inkom van, ja, het julle gesien, hy het nou daar gestaan en hy het nou toevallig nou so gewys. Nou is hy 'n anti-kris en hy aanbid die Satan en mense, waarmee is ons besig? Ons is nie almal altyd ten volle bewus wat ons sê en wat ons doen en hoe ons optree nie. Ons almal maak foutjies. En omdat ek nou dalk my woorde omgeruil het en dit miskien dalk teenstrydig kan klink teen die woord, beteken dit nou dat ek nou 'n vals prediker is of 'n Satan aanbidder is? Verseker nie. Ons almal maak foute. Moenie die baba met die badwater uitgooi nie. Die goed waarvan hulle nie hou nie, of nie meer saamstem nie, probeer hulle wegpraat en hulle redes regverdig. En diegene wat nie saam met hulle stem nie, probeer hulle oortuig met watse redes ook al, in plaas daarvan om te fokus op die onvervalste woord van Elohim. In baie banke ken die tellers die verskil tussen ware en vervalste note. Weet julle hoekom? Omdat hulle al so baie met ware note gewerk het. Dat as die een vervalste noot deurkom, dan voel hulle iets. En dan is daai perslig net daar as 'n bewys. Ek het reg gevoel, as 'n bevestiging, ek het reg gevoel. Is dit hoe ons die woord ken? Dat ons dadelik die vervalsings kan raak sien en kan uitken? Of moet ons vir jou sê, hoorie wag, gee my net 'n week of 'n maand kans dat ek net self bietjie gaan oplees en gaan ondersoek doen. Ek is nie so seker van my saak nie. Ons moet op so 'n punt kom wat ons die woord so ons eie het, dat ons amper oor elke onderwerp kan sê wat die woord daarvan sê. Ek praat nie net met julle nie, ek praat eintlik met myself, want ek is ook nog nie op daai vlak nie. Maar ons almal moet daarby uitkom.
As ek en jy daardie versekerdheid en insig van kennis leer ken het van Kolossense hoofstuk 2 vers 2, dan sal ons nie verlei kan word met drogredes, soos in Kolossense 2 vers 4 nie. Kolossense 2 vers 5 tot 8. Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien, en die vastigheid van julle geloof in Messia. Goeie orde is belangrik. Alles wat geskape is, het orde, is in plek, het 'n doel en het 'n funksie en 'n rol. Alles het orde. In Genesis 1 vers 2 lees ons dat die aarde was woes en leeg. Skape God dan woes en leeg? En ordeloos? Uitmekaar uit, chaoties? Verseker nie. In die oorspronklike teks staan daar, en die aarde het woes en leeg geword. God skaap nie 'n woesterny nie. Hy het nadat hy alles geskaap het hy gesê dit is goed. En nadat hy die mens geskaap het hy agtertoe gestaan en gesê, en kyk, dit was baie goed. Ordelik. Goeie orde en die vastigheid van geloof. En die vraag is, hoe vas is ons geloof? Weet ons wat die woord sê en glo ons onverskrokke op die woord? Ek vra weer, weet ons wat die woord sê oor 'n onderwerp en glo ons die woord dan onverskrokke? Of is dit, ja, maar weet jy, in vandag se lewe, daai tyd was dit van pas, maar nie meer in vandag se lewe. Daai tyd was dit van toepassing, maar weet jy, vandag het alles so verander, dat wat daai tyd verkeerd was, is nou reg, man. Dis maar so. Verskonings. Goeie orde en vastigheid van geloof. Vers 6. Soos julle dan Messia Yeshua die meester aangeneem het, wandel so in hom. Ek wil gou terugkom, ons het net nou gelees van Messia in ons. Hier is nou iets anders. Messia aangeneem het. Daar's 'n vertaling wat sê Messia aangetrek het. Ons moet ons met Messia beklee. En as jy jou met hom beklee het, moet jy so in hom wandel. En baie Christene kom Sondag en hulle beklee hulle met Messia, en as hulle die kerk uitstap, dan trek hulle hom af en vou hom op en druk hom in die kas, en nou kan ek party en ek kan kuier en ek kan gaan braai. Moet ons met Messia beklee en so in hom bly wandel. Vers, ja. Wandel is gaan vorentoe, progressie. Ja. Groei. Ja. Vers 7 sê, gewortel en opgebou in hom, geanker, ingegrawe, vasgemaak, soos 'n fondasie en opgebou in hom. En bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorleweringe van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Messia nie. Wysbegeerte en nietige misleiding. Hierdie wysbegeerte verwys direk na menslike wysheid. En daar is duisende boeke wat gaan oor die menslike wysheid. En ek wil sê, as daar maar net soveel boeke was oor die wysheid van God. Gelukkig het ons een boek, wat die wysheid van God vir ons gee, ten volle. En dis die woord van God. Die Engels sê oor vers 8, pas op dat niemand julle as buit wegvoer deur filosofie en ydelle misleiding nie, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Messia nie. Filosofie en ydelle misleiding. Pas op. Ek het vir ChatGPT gaan vra, nou ek weet nie wie van julle weet wie is hy nie. Julle sien,
Ons het altyd gesê dat Google is 'n vrou want sy weet alles, maar ChatGPT is 'n man, want hy weet beter. Ek dink Jy sien, jy kan vir hom selfs gevra hoe om 'n engine aan mekaar te sit en hy sê vir jou. Moenie vir 'n vrou dit vra nie, Google kan nie. En as hy verkeerd gevra of verskoning sal hy wel. Net so. Net so. ChatGPT moet 'n man wees. Want ek sien wat jy bedoel, ek is jammer. Ja. Ek sien jou standpunt in. Dit kan ek 'n voet doen. Nou ek het vir hom gaan vra, wat is filosofie? En hy het vir my die volgende gesê. Let wel, hy het vir my die volgende gesê. Filosofie is die studie van fundamentele vrae oor die lewe, kennis, werklikheid, waarheid en waardes. Dit behels die gebruik van rede en kritiese denke om te verstaan hoe die wêreld werk en wat die mens se plek daarin is. Dit sluit onder andere in die aard van bestaan, wat werklik is, of wat is werklik. Kennis en waarheid, hoe weet ons wat waar is? Etiek, wat is reg en verkeerd? Logika, hoe redeneer ons korrek? Kortliks, filosofie is die soeke na wysheid deur diep nadenke en beredenerende ondersoek. Dis wat hy sê oor filosofie. En my vraag is, waarop is my en jou filosofie gebaseer? Op dit wat die wêreld sê, die algemene siening van die mensdom, of is dit absoluut gebaseer op die woord? Woord gefundeer. As ons net daai 4 punte vat wat hy genoem het, die aard van bestaan. Glo ons wat die wêreld sê, glo ons wat die woord sê? Kennis en waarheid. Wat sê die wêreld oor kennis en waarheid? Wat sê kennis en wat se waarheid? Wat sê die woord oor kennis en waarheid? Etiek. Leef ons volgens die wêreld se etiek of leef ons volgens God se etiek? En dan logika. Wat se logika? Wie se logika? Ons denke is die bepaling van ons filosofie en dis juis hier waar Satan ons aanval. Kan ek dit weer sê? Ons denke is die bepaling van ons filosofie, van ons uitkyk op die lewe. En dis daar waar Satan ons aanval. As jy sulke goed sê soos daardie ryk mense, dan sluit jy jouself uit van die rykes. En dis 'n armoede mentaliteit. Of jy bedoel dit teenoor die fisiese rykes, bedoel hulle finansiëel, Ja, maar jy is ryk in skrif, ja, in Messia, ja, wat jy baie beter af as jy oor die fisiese finansies het. absoluut. Absoluut. Albei is van kardinale belang. Want ek wil hê julle moet blaai na 2 Korintiërs 8 vers 9. 2 Korintiërs hoofstuk 8 vers 9. En dan as julle daar is, Filippense 4 vers 19. 2 Korintiërs hoofstuk 8 vers 9. Jy sien, sodra jy verwys na daardie, dan distansieer jy jouself van daardie geseëndes, daardie rykes, daardie godsmanne, dan distansieer jy jouself van hulle. 2 Korintiërs 8 vers 9 staan daar, want julle ken die genade van ons meester Yeshua Messia, let wel, julle ken die genade van ons meester Yeshua Messia, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Mag ons dan nog sê, daardie ryk is. Filippense 4 vers 19.
So 'n mooi belofte en is 'n vers wat ons eintlik moet memoriseer en elke dag oor ons uit moet spreek. Filippense hoofstuk 4 vers 19. En my God, my Elohim sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Messia Yeshua. Maar hoor, is daar 'n behoefte wat nie ingesluit word onder elke behoefte nie? Ja. Jy kyk vir my soos 'n bees na 'n nuwe hek. Moet ek dit weer vra? Is daar 'n behoefte wat nie ingesluit word onder elke behoefte nie? Hy sê as jy vleeslike behoeftes het, dis 'n behoefte het om te steel, dis nie daar gesluit. Ja, Heilige behoeftes. heilige behoeftes. Goeie regte behoeftes. Ja, regte behoeftes. Jy sien, wanneer ons gaan wandel in Messia, met Messia, Messia in ons, dan gaan ons nie vleeslike begeertes en behoeftes hê nie. En dan sal elke behoefte vervul word na sy rykdom. Oor genesing. Glo jy vir genesing in sekere aspekte van jou lewe of glo jy in genesing oor al die aspekte in jou lewe? Daar's baie mense wat glo vir groot genesings, byvoorbeeld kanker. Ek weet dat Vader kan my hiervan genees. Maar kom daar 'n verkoue of 'n maaggriep, dan aanvaar ons dit maar en weet jy ja, dis nou maar die verloop van die lewe. Daar's maaggriep in die omgewing, so almal gaan 'n maaggriep kry, so kom ons gaan koop nou al maaggriep medisyne. Is dit nie so nie? Ons almal aanvaar maar net die klein siektetjies. 'n Virusie hier en 'n verkouetjie en 'n griep en 'n maagvirus en 'n maagaandoening en kom dit by die groot goed in die lewe, dan is dit ja, Vader, ek vertrou, glo, deur u wonde is daar vir my genesing. Ja, wat jy wil sê? Want dit is tussen lewe en dood. Want dit is tussen lewe en dood. As dit begin vlees vir ons lewe. Ja, as jy dan vlees vir jou lewe, Ja, dan spring jy na daar. ja. Jesaja 53 vers 5 en 1 Petrus 2 vers 24. Jesaja 53 vers 5 en 1 Petrus 2 vers 24. Jesaja 53 vers 5 staan daar, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Julle moet onthou, hierdie is geskryf voordat Messia gesterf het. 1 Petrus 2 vers 24. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uit op die vloekhout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Deur wie se wonde julle genees is. Deur wie se wonde julle genees is. Het jy geweet, jy kan nie meer doen as wat jy jouself sien of indink doen nie. Jy kan nie meer doen as wat jy jouself sien of indink doen nie. Jou denke, jy is die hindernis, die struikelblok wat jou terughou en jou vashou. Baie lank het Vader het op my hart gelê dat ek in die bediening moet intree. En ek het so daarteen geskop van, hoe kan ek wat hakkel voor mense staan en praat? Hoe kan Vader my gebruik wat ook 'n sondige mens was om voor mense te staan en praat? My denke was die hindernis, was die struikelblok. Kyk vir Moses. Presies. Ek meen, kyk vir Saulus, hy was 'n mensemoordenaar.
En Vader gebruik hom, en hy was seker die magtigste prediker in die Nuwe Testament. Elkeen van ons het 'n filosofie, 'n denke oor onsself en ons medemens, 'n uitkyk oor die lewe, wat ons kan en nie kan nie, waartoe ons in staat is al dan nie. Elkeen van ons het dit in ons. En dit is juist hierdie denke oor onsself waarmee Satan ons bombardeer om ons onder te kry en gevange te hou aan die stelsel. Elkeen van ons het dit. Jy sien, en dis daai goedjies waarmee Satan ons bombardeer, ja, maar jy's nie goed genoeg nie. Jy kan nie goed praat nie. Jy ken nie die Bybel so goed genoeg nie. Weet jy wat, jy's nou eers 2 jaar op die pad. Jy's nog nie volwasse genoeg nie. Nee man, jy's al te oud, jy moet nou al aftree, bly stil. Dis die goed waarmee Satan ons die hele tyd bombardeer, om ons terug te hou en gevange te hou in die stelsel. Sien, baie van ons kan Bybelversies ken en resiteer en opsê, maar dis nie te sê dat daardie Bybelversie so deel is van jou lewe, dat dit jou uitkyk op die lewe verander en jou verander. Ek wil eintlik 'n toets doen. Wie kan vir my 'n Bybelversie opsê? Enigeen, ja. Ek is tot alles in staat om te sien. Okay, nog iemand. Wie is altyd bly? Nog iemand? Die woord is 'n langsame goed in die lug in die bak. Okay, nog iemand. Omdat jy my ken, sal ek jou beskerm. Okay, nog iemand. Here is maar. Dit is my hande. Nog 'n versie. Alles ek in goeie mee. Kom ons stop net gou daarso. Ons het die versies opgesê. Glo ons dit werklik? Is dit so 'n deel van ons lewe dat dit deel is van ons lewe? Of is dit net 'n oulike versie om te ken? Om te kan sê, hoor ja, ek ken darm 'n versie. Dis ongelukkig wat die algemene Christendom doen. Maar sodra daardie versie deel word van jou lewe, dan is dit deel van jou lewe. Dan het impak in jou lewe, dan verander dit jou lewe, jou uitkyk op die lewe, verander dit. Kom terug. Dis soos Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat deur Messia wat my die krag gee. Sien, ek en jy is tot alles in staat deur Messia wat ons die krag gee. Maar weet jy wat, ek is nie in staat om op te hou met die een of ander sonde nie. Nee. Ek is nie in staat om myself te beheer en 'n wag voor my mond te sit nie. Weet jy wat, ek sal nooit kan vas nie. Ek is nie goed genoeg vir hierdie taak nie. Weet jy wat, ek kan nie, hierdie ding kan ek nie doen nie. Ek is tevrede om net genoeg te hê. Sien, dis 'n ingesteldheid, 'n filosofie oor jouself wat moet verander en wat jy in lyn moet kry met die woord van God. Al hierdie voorbeelde wat ek nou genoem het, is negatief. Is goed wat ons vashou, is wat ons bind. Ek is tot alles in staat. Ek is in staat daartoe om op te hou met hierdie een of ander sonde. Ek is in staat daartoe om 'n wag voor my mond te stel en myself te beheer. Ek is in staat daartoe om te vas en te bid en die Bybel te lees. Ek is in staat om goed genoeg te wees. Ek is goed genoeg, want ek is sy oogappel. Weet jy wat, ek is nie meer tevrede met net genoeg nie. Want hy het vir my gegee sy rykdom. Absoluut. Dis 'n ingesteldheid, 'n filosofie waarin ek en jy daagliks moet werk. Jesaja 54 vers 17. Jesaja hoofstuk 54 vers 17.
Ek het ander dag ook hierdie versie geopper of gelees. Jesaja 54 vers 17 staan daar: elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van Jahwe en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek Jahwe. Nou ek weet ek het al op 'n vorige geleentheid gesê, weerlê is verkeerd vertaal en moet wees veroordeel. Elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy veroordeel. Dis 'n opdrag. Daar's 'n reuse verskil tussen weerlê en veroordeel. Woorde is wapens, daarom kan ons nie net luister na enige iets nie. Julle hoef dit nie op te soek nie, ek gaan net dit gou lees. 1 Korintiërs 15:33 sê, moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. 1 Korintiërs 15:33. Dis is daar 'n een vrot appel in die sak appels. Vers hoeveel? Vers 33. 1 Korintiërs 15:33. Dis ongelukkig nie so dat die hele sak appels daar een vrottetjie gaan gesond maak. Kos een vrot appel en die hele pak bederf. Hoekom sê die woord dat 'n gelowige en 'n ongelowige mag nie trou nie? Weet julle dat die woord dit sê? En dan so daai een vrot appel beginsel. As jy luister na ongeloof, gaan dit jou geloof steel. Daarom moet ons alles wat teen die woord van God is, nie net weerlê nie, maar veroordeel. As iemand sê jy lyk siek, dan kan jy nie wag totdat die persoon weg is voordat jy dit veroordeel nie, want dan het jy daardie woord kans gegee om te ontkiem in jou lewe. Dan het jy daardie woordwapens toegang gegee tot jou lewe. Ek en jy moet leer om woorde dadelik te veroordeel en af te sny. As iemand iets negatiefs oor jou sê, dan sê jy sommer dadelik, ek verwerp dit. Ek stem nie saam nie. Dit sal nie so wees nie. En weet jy wat? Wat is belangriker? Die aanstoot wat die persoon mag neem, of jou eie lewe, jou eie gesondheid? Jy sien, ons is so ter wille van die ander party dat ons self nadoen. Dit is amper ook 'n manier om te kan lig te laat skyn. Want Absoluut. jy kan sê, as jy iets negatief sê en jy sê ek verwerp dit, want Yeshua sê in sy woord dit. Ja. Dan kan jy so woordverbonde. Absoluut. Absoluut. Dit wat jy bedink, oordink, al is dit net die kleinste swempie daarvan, gaan uitkom en realiseer in jou lewe. Ek gaan dit weer sê, dit wat jy oordink of nadink, of oorpyns, al is dit net die kleinste swempie daarvan, gaan uitkom en realiseer in jou lewe. Die vraag is, wat bedink jy? Wat oorpyns jy? Romeine 8 vers 6 sê dit so mooi, daar staan, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Lewe en vrede wat die gees bedink. Vleeslike denke bring dood, nie noodwendig fisiese dood nie, maar iets in jou gees of in jou liggaam word afgetakel en gaan dood. Maar geestelike denke bring lewe en vrede. Daar's verskeie punte waar ons gereeld dink. Kom ons vat gou depressie as voorbeeld. As iemand iets sê, dan sien ons al klaar die negatiewe wat moontlik kan gebeur. Jy is amper al op die uitkyk vir die probleme. Sien, as ek my kar was, dan gaan dit reën. Julle almal lag, dis wat ons sê.
Weet jy, as jy weer net effe verander, dan weet ek, dan het ek verkoue. Ek hoef net na sjokolade te kyk en die skaal tel gewig op. Ja. Ja, Ek werk er baie baie. Wat is hy? In Romeis? Romeis het geen sê in die saak nie. Jy sien, jy kry 'n verhoging en die eerste waar jy klaar is die belasting wat jy nou moet betaal. Is dit nie so nie? Jy het 'n verhoging gekry. Sien jy hoe negatief is ons ingestel? Dis 'n vervloekte ingesteldheid, 'n verslaane, oorwonne ingesteldheid wat ons het. En ons moet werklik ons ingesteldheid, ons filosofie verander. Die glas is altyd half leeg. Weet jy wat, ek kan nou my ruit vervang, môre ry ek agter en môre dan sal weer 'n chip op my ruit. Dis ons ingesteldheid. Jy sien al die redes raak waarom dinge nie sal uitwerk nie, in plaas van al die redes waarom dit dalk 'n sukses kan wees. Jy sien altyd daar die een dingetjie raak wat nie reg is nie, ten spyte van die 99 wat perfek is. En die meeste keer is dit nie met die ander nie, maar met jouself. Dis 'n filosofie. En dit steel wat Elohim vir jou wil gee en doen. Murmurering en gekla is die stem van ongeloof. Murmurering en kla is die stem van ongeloof. Van 'n verkeerde persepsie en uitkyk oor die lewe. Oor Vader se woord. Ja. Filippense 4:4 wat ons almal ken sê, verbly julle in Jahwe. En dit stop nie daar nie, dan sê Paulus, ek herhaal, verbly julle. Paulus bevestig, of herhaal om te bevestig hoe belangrik dit is, dat ons moet verbly. En herhaal. Dit is een van die beste eienskappe van die ou boervolk. En die slegste haaglikse omstandighede het hulle altyd 'n grappie oor. Is dit nie so nie? Kyk die speedhumps. Of die bulle wat toevallig verloor het. Hulle sê so. Tannie, maar ek verwerp dit. Ja, ek is glad nie 'n rugby ondersteuner nie. Lankal dit gelos. Sien ons ou boervolkie sien altyd die humor raak in die moeilikste omstandighede. En dis wat ons boervolk se behoud was, dink ek, deur al die jare. Ons het ten spyte van die seer en die moeilikheid en die konsentrasiekampe, het ons 'n humorsin gehad, wat ons behoue laat bly het. Wat ons laat fokus het op die positiewe, op die goeie. Ons het ons verbly. Deur al die jare die evangelie voortgedrag. Absoluut. Maar ons moet leer om ook die positief raak te sien. Psalm 100 vers 4-5. Gaan sy poorte in met lof. Sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Want Jahwe is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En sy trou van geslag tot geslag. Blaai so 'n bietjie terug na Psalm 34 vers 2. Ek wil Jahwe altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. En dit moet 'n ingesteldheid wees. Dit moet jou uitkyk op die lewe wees. En die laaste een wat ons vroeër gelees het, Filippense 4 vers 13.
Ek is tot alles in staat deur Messia wat my die krag gee. Ek en jy moet die keuse maak om ons negatiewe, depressiewe ingesteldheid te beveg en te verander, sodat ons kan word en wees meer as oorwinnaars, omdat ons tot alles in staat is deur Messia Yeshua. Moet ek dit weer sê? Ek en jy moet die keuse maak, die doelbewuste keuse maak, om ons negatiewe, depressiewe ingesteldheid te beveg, te verander, sodat ons kan word meer as oorwinnaars, omdat ons tot alles in staat is deur Messia Yeshua. Amen. Abba Vader, eerstens dankie vir u woord, wat lewe is, wat krag gee. Dankie vir u woord wat werklik 'n lamp vir ons voet is en 'n lig vir ons pad. Dankie vir u woord wat die waarheid is. Dankie vir die woord waarop ons lewe kan baseer, waarop ons elke voetstap kan rig. Vader, dankie dat u woord die seun is. Die enige gebore seun wat van die Vader afgekom het, wat vlees geword het en tussen ons kom wandel het, en dat ons sy lig gesien het, en vandag nog sy lig by ons het, as die woord en die gees. Vader, dankie dat u woord kragtig is, en skerper as enige tweesnydende swaard. En dankie dat die hele skrif nuttig is, tot lering en tot weerlegging, en tot regwysing in die onderwys, sodat ons almal opgebou kan word, en verenig kan word, in u. Heilige Gees, ja Ruach, ek bid dat u elkeen van ons sal help, dat ons elke gevange gedagte sal neem tot gehoorsaamheid aan u. Dat ons werklik ons ingesteldheid, ons uitkyk op die lewe, ons filosofie sal verander, om u welbehaaglik te wees. Sodat dit altyd woord gefundeer sal wees, woord gebaseer sal wees. Ek bid dat u vir elkeen van ons daai manne moet gee, daai durf sal gee, om op te kan staan met vrymoedigheid en met ywer en met passie, om u wil te spreek en u wil te doen. Aan u al die lof en die eer tot in alle ewigheid, want u is dit waardig. Amen.